Ek is Thys van Sail en hierdie is 'n wins of verlies. Vandag wil ek uitvind of sogenaamde living off the grid 'n slim belegging is of bloot 'n duur leksheid. By my is Wessel Wessels, uitvoerende hoof van Journey to Green, en Ashton Eckler, nasionale bestuurder van kommersiële eiendomswaardasies by DDP Property Valuations. Asai menere, baie welkom op die program. Is lekker om julle hierso te hê. Dankie. Thanks for having us. Great man. Wessel, kom ons begin sommer 'n bietjie daar by jou. Journey to Green. Vertel ons 'n bietjie, wat doen julle? Waar gaan julle? Net vir algemene kyker daar buite. Ja, so Journey to Green is 'n maatskappy wat ek begin het as die founder. En ons fokus op hoofsaaklik op die renewable energy gedeelte of hernubare energie gedeelte. So met ander woorde, so dis nou solar en batterye en stelsels om die goed beter te laat werk. En soos wat ons naam sê, Journey to Green, is om groen te gaan sien ons as 'n journey of as 'n reis. Nou, soos enige reis, jy beplan daarvoor, jy bereik jou bestemmings en jy het 'n padkaart om daarby uit te kom. En wat baie mense fout doen deesdae is, hulle dink die oomblik as jou batterye of jou panele op jou dak is die einde van jou reis. Ja. Maar dis eintlik waar jou reis begin. Want die ding is, as jy vat solarpanele, deesdae 25 jaar waarborg, batterye 10 jaar waarborg. So met ander woorde, dit is 'n langtermyn bate wat jy koop. En dis eintlik 'n belegging wat jy doen, dis nie net 'n koop nie. As jy nou na jou kant toe. Yes. Julle wat byvoorbeeld nou kommersiële waardasies doen, eiendomswaardasies doen. Wat doen julle en hoekom is dit so belangrik, jy weet, om 'n akkurate waardasie op jou eiendom te kry? All right, so when a property owner applies to the bank for a bond and that kind of thing, that valuation needs to be as accurate as possible. Because obviously they're lending money against these assets. In the event of things going horribly wrong, unfortunately it does happen, they need to know what the real market value of that property is. Weer terug na jou toe, Wessel, net vir interessantheid, daar is daai konsep van off the grid. So, wat is off the grid? Wat behels dit? En dan net daai variasie tussen kommersieel off the grid en kom ek sê ek privaat off the grid. Almal praat van off the grid, maar dit is nie so maklik om off the grid te gaan nie. En ons voorstel vir die kliënte is om nie off the grid 100% te gaan nie. Hoe ons dit sien is basies, jy sit jou sonpanele op, genoeg vir jou om gedurende die dag te gebruik, en jy sit genoeg sonpanele op om jou batterye te laai deur die dag. En dan jou batterye is daar om na basies jou aandse krag te kan hanteer. En die verskil tussen die twee is basies hoe die gebruikspatrone lyk. 'n Tipiese huis gebruik krag vroegoggend as jy opstaan, maak ontbyt, kinders, nie aand as jy by die huis kom, ma maak nou aandete en goeders, waar besigheid se gebruik is hoofsaaklik deur die dag. So met ander woorde, dis presies waar die son skyn. So dit is hoekom hoe jy die son gebruik in 'n besigheid versus hoe jy die son gebruik in 'n huis verskil nogal baie. Die verskil tussen 'n 80% off-grid en 'n 100% off-grid is amper dubbel die prys. Want nou moet jy vir daai slegste week in die jaar moet jy nou voor basies voorsiening maak. So maar nou jy sit 'n baie groter stelsel in om vir daai slegte week voorsiening te maak. Terwyl as jy nog steeds bietjie die grid aanhou, hoef jy nie daarvoor na te kyk nie. As jy oor na jou toe, so met ander woorde, kom ek sê byvoorbeeld ek spandeer R200 000 op my private huis op my stelsel en my maatskappy spandeer byvoorbeeld 2 miljoen. Is dit dan 'n given outomaties dat my eiendom dan outomaties daai 200 000 bo op sy waarde kan plaas en byvoorbeeld die maatskappy daai 2 miljoen, of is daar variasies, faktore wat 'n rol speel? Cost is not always value. But we have noticed the trends now where properties are seeing a marked increase in the selling price purely because they've got solar. Yes. So if you think about two houses next to one another, obviously you're going to look at them, they're the same in every other way, but the one's got solar, the other one doesn't. You're going to be prepared to pay for it. To what extent, that becomes a little bit more difficult depending on the age and the size of the solar system that's already there, because obviously I think we're looking at, as you said, 20 to 25 years on solar panels, 10 years for batteries and inverters. To depreciate. But if we're already 10 years into it, you're obviously not going to pay as close to the original cost of the system extra on top of the purchase price of the house. But it does definitely add value without a doubt. So, maar Wessel, as julle byvoorbeeld met kliënte sit en julle doen byvoorbeeld nou kom ons sê beplande analise, jy weet op 'n huis byvoorbeeld, soos wat jy gesê dit is 'n journey, van hierdie goeders is ook wel duur, jy weet, so met ander woorde, jy sit byvoorbeeld dalk net eers vir jou 'n inverter in en met 'n battery en dan bietjie later panele andersom vice versa. Hoe belangrik is daai plan, jy weet, om hom van die begin af reg te kry en eintlik op hom te kan bou? Een van die heel belangrikste goed vir ons is die load profile. Is hoe gebruik die kliënt sy krag. Wat ons altyd eers sê, kom ons bring kragverbruik eers af
voordat ons begin genereer. En so die load profiel is absoluut vir ons die mees belangrikste ding op enige analises wat ons doen. Die tarief is ook belangrik. En dan sit ons 'n stelsel aan mekaar wat basies, kom ons sê vir 'n kliënt, kom ons sê hy wil net solar gaan soveel as moontlik sy solar profiel, sy profiel kan dek gedurende sonure, sodat jy so min as moontlik ekstra solar het wat jy eintlik weggooi. En dan begin mense kyk na batterye. Nou wat soek die kliënt energiebesparing of soek hy ook energiesekuriteit? Dis nou maar analises en ons het al die optimaliseringsmodelle en te sê wat is die mees optimale solar saam met battery oplossing vir hierdie kliënt wat vir hom die beste finansiële resultate gaan gee, kom ons sê gelink aan sy load profiel. Sal jy by saamstellings byvoorbeeld sê, as ek mos nou 'n stelsel opgesit het, kom ons sê in 'n stripmall en hy dra, kom ek sê 60% van my dag se kragverbruik as gevolg van die wat van solar. Uit die aard van die saak, jy weet, charge ek nog steeds my, kom ons sê my tenant dieselfde prys, jy weet vir die eenhede wat hy gebruik. So met ander woorde, die waarde moet opgaan van die kom ons sê sentrum, want ek bedoel daai is op die einde van die dag nie meer so sterk uitgawe na krag toe nie, maar die bank nog steeds van die tenants af. Word dit ook in ag geneem met evaluasie? So they are monetizing it. It is resulting in a positive cash flow after you look at the saving versus the actual costs of the system, and then that saving gets capitalized so together with the value. Makes sense. 100%. Ja. Wessel na jou toe, ook maar in praktyk. Sien julle tendens dat daar spike was byvoorbeeld wat elke tweede ou wou nou basies weet solar doen ensovoorts, maar nou is dit half dalk 'n kurf wat dalk dan maar sy eie manier dan maar vorm, of is dit nog steeds 'n ding wat nogal relatief hoog, jy weet, op die mense se prioriteitslys is? Ons almal weet hierdie hele solar boom het begin as gevolg van load shedding. En hoe ek dit sien is as gevolg van load shedding het die deur oopgemaak. Die hoë tariewe wat Eskom ingebring het die deur oopgehou, en wat nou begin gebeur is die kragtoevoer is nie meer is baie onvoorspelbaar. En daar's soveel goeders wat kan fout gaan. Die lyne word nie meer onderhou nie. Die transformators as gevolg van load shedding is almal beskadig. As 'n mens byvoorbeeld nog 'n vraag kan aansit, jy weet, om my klaar te maak op hierdie segment, sê jy sê dat die waterkrisis is amper net soos wat soms die kragkrisis, is dit iets wat ook op pad is? Ons kan nie meer vertrou op die fasiliteite wat ons kry van die munisipaliteite af nie. Ons gaan moet ons eienaarskap vat. En ek wil dit sluit baie goed in sekuriteit, baie alskoegters, né? En dit is miskien daai 'n bietjie terug na die off-grid vraag ook. Ja. Nou cool. Ek wil baie hoeveel mense deesdae JoJo tanks ingesit om watersekuriteit te kry. En ek dink water gaan 'n groot probleem word vir ons. Net hierna kyk ons hoeveel dit werklik kos om off the grid te gaan en of die syfers regtig waar sin maak. Dit klink baie aantreklik om nie afhanklik van die munisipale dienste te wees nie, maar wat kos dit werklik en regverdig die besparing werklik die aanvanklike belegging? Ja, Wessel, ek dink daar is wel 'n vraag wat almal gaan vra wat natuurlik na die program kyk is, wat kos 'n algemene stelsel? Ek bedoel, as ek byvoorbeeld 'n 4-slaapkamer huis het, 'n algemene huis, jy weet net min of meer as 'n voorbeeld, en weer eens daai vorige vraag, waar begin ek? Begin ek met die een gedeelte battery gewys, inverter en dan sonpaneel een vir een? Jy weet, net vir die kyker daar buite. Die load profiel van die kliënt is baie belangrik. En weer eens, wat ons gesien het, sodra mense begin solar insit en batterye, veral by huise, dan verander dit hulle gebruikspatrone. Want nou skielik sien hulle, ek gebruik nou meer krag hier en gebruik meer krag daar, want die stelsels gee vir jou daai inligting. Okay? En so ons sal voorstel, begin op 'n stelsel waar jy gerieflik is. So kom ons sê 'n 4-slaapkamer huis, 250 daar rond R1000. Okay? En maar koop 'n stelsel wat kan uitbrei later. So jy kan nog 'n battery bysit of jy kan nog 'n omsetter bysit of 'n paar panele bysit. So moenie jou vaskoop in 'n stelsel wat nie kan groei nie. So begin eerder wat jy gemaklik op voel en dan later groei jy. Nee, want die intelligensie wat jy kry van die stelsels is baie goed. Kyk, besighede is heeltemal anders. Ons sal amper voorstel vir besighede begin met solar. Verstaan jou kragverbruik, kyk die impak van solar en dan skuif jy na batterye toe, maar ek moet weer eerlik wees, deesdae doen ons omtrent glad nie meer voorstellings aan kliënte wat nie batterye insluit. Almal is deesdae solar en batterye. En dit hang nou maar alles af van die grootte van die stelsel vir besighede. Hoeveel dit gaan kos. As jy dan aan jou kant, as ek nou kom ons sê 'n stelsel gaan insit van R2 miljoen op kom ons sê groter gebou.
uit die aard van die saak op die eerste jaar gaan dit nou wees op 'n asset register, want dit is nog steeds vir my bate, maar hy gaan wel depresieer met tyd. Jy weet, soos wat tyd aangaan, want en daar's 'n maintenance element wat ook 'n rol daar gaan speel. Maar tog, hoe kan ek daai basies weet 'n counter? Is dit dan maar met die effek van wat ek nie op krag dan spandeer nie, jy weet wat dan teruggaan op my balansstaat, wat dan daai waarde eintlik vir my daar kan hou. My vraag aan jou is eintlik, hoe hou ek die waarde tot die beste, jy weet op my balansstaat al depresieer byvoorbeeld? Look, it'll ultimately come down to the value of the property. So accounting wise, it's going to depreciate. Whether they go 10 year straight line, whatever their accounting is, that's all good and well. But on the value of the property, on an income producing property, it's going to come into one of two places. It'll be an increase in the rental that the property can achieve, because the tenant's going to stand there and go, look, again, property A versus property B. This one's got a good solar system installed. I am prepared to pay a couple of rand more per square meter for that property. So automatically my income increases. It'll translate into an increase in the value. Alternatively, if you look at the risk profile of the property, what we would know is the cap rate. Again, two properties next to one another. The one that's got the solar has got much less risk of being let out in the open market. The guys are going to jump at that opportunity and go, you know what? That one, because it's got the solar. So it automatically translates into a higher value on the property, which then they then put into their book. It looks fantastic. En op presidensieel, my volgende vraag, ek bedoel, so uit die aard van die saak, kom ons sê, ek het 'n ROI gehad van laas jaar 8%, jy weet op my residensiële eiendom wat ek uitverhuur het. As ek byvoorbeeld 'n ordentlike solar stelsel insit, aansienlik kan ek mos meer vra vir die eiendom. That's essentially what it comes down to, yes. People want a secure access to electricity all the time. And we're not even going on water yet. I mean, if you've got a solar system installed and JoJo tanks with the pump and everything else, those two things will guarantee you a better return on investment. Is daar 'n tweedehandse mark vir sisteme? Want dan kom ek dit vir jou vra, kom ons sê jy het 'n ou wat byvoorbeeld in 'n huis nou is, maar jy weet hy wil hier vir 2 jaar met opsie met weer 2 jaar. So hy sit die stelsel vir hom in, maar as hy byvoorbeeld dan nou uittrek of wil verkoop of wat ook al, kan hy sy stelsel saamvat sonder om skade aan die eiendom te berokken, of is dit nie eintlik iets wat jy moet oorweeg nie? They can agree to anything in the contract, but what would normally happen is the tenant would actually approach the landlord and say, look, if you want me to sign for a couple of years, I need you to pull up solar. Okay. And the landlord, because of the ROI, I mean, you were saying earlier that a payback is probably about 4 years on a system like that. The landlord will jump at it and go, you know what, if you're going to sign a long-term lease with me, I'll do it tomorrow. Okay. Ja, en 'n voorbeeld van kliënte wat ons het, ek kom met spesifieke, hulle is baie groot in die retailmark en hulle besit nie die geboue nie. Maar wat hulle doen is byvoorbeeld die deel van hulle huurkontrak wat hulle het met die kom ons sê die ontwikkelaars is, hulle besit die dak. So die dak besit, so hulle sit dan solar in op daai geboue, maar hy's net 'n huurder. Okay, en vir hulle is dit absoluut die moeite werd. Maar met daai byvoorbeeld wat julle sien in praktyk, ek bedoel, so met ander woorde, as ek nou met die ontwikkelaar hierdie transaksie aangaan en ek het doen met die ontwikkelaar en die dak behoort dan nou aan my, jy weet, so waar gaan daai valuasie op wie se balansstaat is hy? Op die huurder of op die landlord? Yeah, it depends on who owns it. So sometimes the landlord will get a roof rental. Okay. You know, to the other party, there's often a cash positive situation where they're actually selling the electricity. Maar as jy gaan kyk wat gebeur het in Amerika met Tesla, dis presies wat Tesla gedoen het. Hulle kom na jou huis en sê hulle, so ons betaal jou huur vir jou dak, ons sit solar op jou dak, 100%, ons finansier dit alles, ons sit batterye in, jy kry die voordeel van die solar en die batterye op jou dak, jy betaal ons goedkoper vir die krag, maar daai stelsel behoort aan ons. En so bou hulle dan die portfolio van assets op. En dis presies wat hulle gedoen het in Amerika, Tesla. Dis groen. Ek bedoel, dit is weer eens goed vir die environment. Jy weet, soos ons daarna gaan kyk, daarvan gepraat, natuur byvoorbeeld. Hoe ver is Suid-Afrika dalk in enigeen van julle kan antwoord? Jy weet, om byvoorbeeld hierdie carbon credits byvoorbeeld te kan begin release teenoor jou inkomstebelasting. Jy weet, so as ek byvoorbeeld X hoeveelheid sonkrag gebruik, het ek dalk 'n meter wat by my sonkrag ingeplak is en ek kan dit dalk aftrek. Is ons al daar iewers? Daar's 'n paar mense wat dit aanbied in Suid-Afrika, maar die beste is jy moet werk deur hierdie carbon credit maatskappye. Want hulle weet presies, hulle verkoop die carbon credits namens jou, en ons het 'n groot mynbouprojek wat ons besig is mee, en net die carbon credits wat ons kan kry uit daai mynbouprojek uit per jaar, is omtrent 50 na 100 miljoen rand. En dit hang alles af van die waar die carbon credits sit. So carbon credits is
definitief iets wat gaan begin inkom meer op jou renewable energie besluite. Wel, ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor carbon credits en basies jy weet dis weer eens die standaard van jou van jou sertifikasie wat jy moet kry, maar daai goeders kan enigiets tussen 200 tot 250% groei in die volgende 5 jaar byvoorbeeld. Die voorspelling is dat dit omtrent 200 na 250% kan groei volgende paar jaar. So weer eens in effek is dit eintlik as ou byvoorbeeld daarna gaan kyk weet na kommersiële aspek af. Is daar 'n manier wat ou dit al byvoorbeeld ook in die valuasie in future value kan hardloop. Jy weet so klein blokkie wat jy daar gaan ingooi. Sê potential carbon credit, jy weet. Look, we probably would go that way. I mean, if you think about 10 years ago where solar was sort of not known and that kind of thing to where it is now, it's things that we have to consider. If it's a value forming attribute, we will have to take it into account. Ja, bly inskakel, net hierna bespreek ons die impak op kommersiële eiendomme. Vir besighede is krag en wateronderbrekings nie net 'n frustrasie nie, dit kan produksie stop, kliëntekos en wins beïnvloed. Ja, so Wessel, daai is wel 'n groot ding, veral as ons kyk na wins en verlies. Jy weet so, as ons byvoorbeeld gekyk in segment 1 het ons bietjie gesels oor begin met die regte stelsels sodat jy dadelik kan wat sou net kan aanpas of net kan bysit. Maar hoe vinnig verander tegnologie in julle spasie op hierdie stadium? Ek sal sê op solarpanele sien ons nogal baie die efficiency van die panele wat besig is om te verander. Daar's nou nuwe goed wat uitkom, kom ons sê so die volgende 5 jaar of so wat dit nog beter gaan maak, maar dit gaan so 10% bysit. So dit gaan skuif van 25% na 35% na efficiency. Op batterye is waar baie innovering ook uitkom en dit gaan basies oor hoeveel siklusse kan jy uit 'n battery uitkry. En dan waar die grootste verandering inkom is rondom die sagte ware wat hierdie goeders kontroleer. So ons almal praat nou maar van AI en dit is besig om baie in te kom. Solarpanele is naby aan hulle goedkoopste prys wat hulle ek dink dit gaan 10 dalk bietjie opgaan, maar nie baie nie, ek moet sê 10% opgaan. Batterye gaan definitief afgaan, maar ons sien al baie groot besigheidscases teenoor batterye. Nee, so dis nie meer 'n geval van jy kry jou geld oor 10 jaar of 12 jaar terug nie. So ek sal nie terughou op 'n besluit vandag nie want vir my gaan dit oor in die verlede het ouens solar ingesit en batterye vir amper vir survival. Okay, en dit gaan nie meer oor survival. Dit is nou gaan oor investment. As jy oor na jou toe, as jy ook byvoorbeeld gekyk nywerhede gewys en sektore, soos byvoorbeeld mynbou, industriële maatskappye, shopping centers, waar is die meeste ware toevoeging, kan nou sê tot 'n waardasie? En watse industrie kom julle agter kry die meeste waarde daai? The most that I've seen is probably on your retail centers, purely because they're monetizing it. Yes. Remember, the industrial guys are using it to carry on with production and that More kind of backup. thing. But as we've seen in the news as well, the large electricity users that are now fighting back against government with the tariffs and that kind of thing, it's obviously going to be very, very beneficial for them as well. But at the moment, we're mostly seeing it on the retail side, but I think industrial is catching up at a rapid pace. Ek wil net nog 'n vraag vir jou vra wat ek al wil aansluit. Is Afrika besig met dieselfde as ons? Jy weet, as ons kyk van expansion aggressiveness, jy weet teenoor solar en alternatiewe krag, is dit iets wat jy kan antwoord daar of enige statistiek het oor? I only have an opinion, and I would say yes, they are. But, largely the governments in Africa are not the most efficient governments. And the more the governments cannot keep up to pace with the infrastructure and that kind of thing, the salary bills are only increasing. You're going to see more and more of this happening. Voorgaan na jou te Wessel, ek het eendag 'n bietjie aflyn gesels weet oor oor 12B. Dit is 'n inisiatief wat SARS ingebring het rakende, jy weet, alternatiewe en groen energie waar besighede byvoorbeeld voordeel trek, jy weet, om hierdie inisiatief teen belasting te kan aftrek. Hoeveel maatskappye sien julle eintlik daadwerklik hierdie, kom ons sê, inisiatiewe van SARS gebruik oor die algemeen? Al die besighede wie ons gesels gebruik het, vir al die maatskappye wat genoeg kapitaal het om hierdie stelsels uit te rol met hulle eie kapitaal, want dit is 'n groot voordeel. Ek wil heiliglik wat tot en met 1 meg se solar kan jy afskryf binne 1 jaar. So dit is nogal 'n groot voordeel. En as jy oor 1 meg gaan, dan begin jy kyk na jou 50, 30, 20 tipe van depresiasie. En vir jou voorbeeld te kan gee op solar sonder 12B, kyk jy na 3-4 jaar break-even. Okay? Met 12B begin ons nou al kyk onder 2 jaar break-even. Nou waar kry jy 25 jaar bate
wat jy binne 2 jaar kan break even. Want jy weet selfs wat dit aan jou IRRs en ROIs en al daai tipe van goeie sal doen. As 'n mens byvoorbeeld dan nou gaan kyk, weet veral van 'n kommersiële eiendomsperspektief af, is daar 'n manier wat 'n ou terug kan plak in die grid in en is daar weer eens is dit 'n manier wat jy ook dan basies weet jou eiendomswaarde dit daaraan koppel of is dit heeltemal 'n ander tipe van struktuur? Ek dink daai mark is besig om baie oop te maak. Ja. Nee, want ons almal ken mos nou maar van traders en ons weet van Eskom wat ook hulle trading platform nou gaan launch hierdie jaar met die naam van Savem. Okay, so basies wat dit vir jou gaan toelaat as 'n gebruiker, jy gaan dan kan verkoop aan daai tipe van traders en hulle herverkoop dit nou na iemand anders toe. So dit is 'n many-to-many tipe van relationship. So met ander woorde, as jy 'n property owner is en jy het byvoorbeeld kom ons sê 'n klomp warehouses, né? Sit solar op daai warehouses en jy interwheel deur virtual wheeling na jou eie geboue toe. Maar sekerlik 'n vraag aan jou toe. Dit kan jou waarde wat dan bepaling opstoot. Jy weet byvoorbeeld soos 'n plaas wat jy solar op 'n gedeelte van 'n plaas gaan sit teenoor die eiendom, waardasie van die plaas teenoor die solar income generation. Yes. Yeah, we're seeing a lot of these new, what they call solar farms popping up. And it's great value generation. Dit is iets wat die boere baie doen deesdae wat ook goed werk. Eskom laat jou toe om jou rekeninge te konsolideer. Nog kyk na 'n plaas. Hy het krag by sy myn opstal, okay, en stoorkamer, en dan het hy nou al hierdie ander goeders wat kom ons sê land rate 1, 2 en 3, waterpompe en goeders, en dis wat die krag duur is. So hy sit hy konsolideer al daai rekeninge onder een rekening, genereer krag by die een rekening en almal kry die voordeel. Dit is vir my eintlik baie interessant, jy weet dat daar soveel tricks in 'n trade is, maar daar's baie min mense wat hiervan weet. Maar ek wil afsluit juist om te sê van jou kant af Wessel, wat is die grootste foute wat mense maak en wat moet jy doen om nie daai foute te maak byvoorbeeld nie? Die groot ding is jy moenie hernubare energie sien as 'n kooptransaksie, jy moet dit sien as 'n beleggingstransaksie. Nommer 2, koop toerusting wat vir jou gaan toelaat om te kan uitbrei later. En dan die derde fout wat baie mense doen is, hierdie is 'n 25 jaar bate wat jy koop. Moenie die maintenance van dit onderskat nie, want een swak battery kan die hele stack beïnvloed. En gebruik professionele maatskappye om dit vir jou te doen, om daai maintenance, want dit is, jy gaan tog nie 'n kar koop en verwag jy gaan 5 jaar die kar ry sonder om te diens nie. Ashton, waarom ek jy afsluit met ons? Wat is die do's en don'ts? You make a 100% valid point, and let's face it, we're in this position because the municipalities and government largely did not do the maintenance. So Just shows you. I agree with you 100%. Oh, Don't second guess it. Do it. Water and electricity. The problem is not going to go away overnight. Dankie vir julle alte. Ashton, vir jou ook baie dankie. En ons sal julle definitief weer nooi. Ek bedoel hierdie is regtig 'n great gesprek en ek dink ons kyker daar buite waardeer dit net so baie. En dan en sterkte met die pad vorentoe. Dankie. Dankie man. En natuurlik dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle volgende keer net hierop Wins of Verlies.